Vader, dankie. Ons wil dit refrein en refrein en refrein om te sê, I am a child of God. Dankie, Here. Dankie dat ons 'n joyful noise kan maak vanmôre en net sê, maar ek is 'n kind van die Here. Dankie vir die voorreg wat ons het, Vader, om vir U te mag Vader sê en dat ons regtig kan weet, in 'n familie, in 'n gesin, in 'n liggaam, is dit veilig, is dit waar ons wil wees. Dankie, Here, in Jesus se naam. En ons almal sê saam, amen en amen. Baie dankie, ek kan gerus jou sitplekke neem. Goeiemôre. Die wêreld daar buite, vertrou dit gaan goed met julle. Hierdie kant gaan dit goed. Hierdie kant gaan dit lekker. Ons praat oor kerk wees, as jy die eerste keer dalk ingeskakel het. Hoekom kerk? Wat is die doel van die kerk? Hoe werk dit? Ons het verlede week gesê, ons is almal 'n unieke stukkie steen, 'n bousteen, 'n ingeboude steen. En party van ons is aangeplak en nie ingemessel nie en al daai lekker nommers. En vanmôre sê ons is kinders van die Here. Hoe lekker is dit? Ons is deel van 'n family. Kom ons kry gou die gemoed net 'n bietjie ligter. Julle lyk vir my vreeslik ernstig vanmôre. Wat se Bybelgrappies ken julle? Die Bybel sê grappie Koos. Nee, maar daar's goed wat die Bybel wat nogal vreemd is. Het julle geweet, daar's 'n ou in die Bybel wat nooit 'n snor gehad het nie. Wat sy naam? Caleb. Kom aan. Okay, daar's 'n bietjie reaksie. Right. Wie sê ou wat nooit getrek het in die Bybel nie? Hy het Caiaphas, natuurlik, ja, Caiaphas, hy het nie baie beweeg nie. Wie is die kortste ou in die Bybel? In die Engelse vertaling is daar 'n ou wat sê, he was a Shuhite. Hy was net so, Shuhite. Julle geweet, hulle praat van tennis in die Bybel. Yes, julle ken die Bybel swak, hè? Wat gaan met julle? And David served in the courts of the king. Daar was Wimbledon, yes. Jy geweet, hulle praat van motor racing in die Bybel. Ja. And Moses came forth in his triumph. Ja. En julle geweet, hulle praat van soda water in die Bybel. Moses hit the rock, soda water came out. Ons gaan praat oor Moses in die water en die rots en daai dinge vanmôre. Ek lees vir julle 'n baie mooi definisie van kerk. Dis 'n onbekende skrywer, dis Dr. Google wat oulik is. As jy hom gaan soek, sê hom kry daar, dis sê ek wat hierdie geskryf het nie. So ek gee erkenning aan hierdie skrywer. Ek weet nie wie hy is of sy nie, of dalk is dit 'n groep mense, maar bless you, dis mooi. Kerk wees. Die kerk is 'n gemeenskap van gelowiges wat Jesus Christus as Here en Verlosser bely. As opvolgers van die volk van God in die Ou Testamentiese tyd, word ons uit die wêreld uitgeroep en ons verenig ons vir aanbidding, vir gemeenskap, vir onderrig uit die woord, vir die viering van die heilige nagmaal, vir diens aan die mensdom en vir die verkondiging van die evangelie oor die hele wêreld. Die kerk ontvang sy gesag van Christus, wat die vleesgeworde woord is, en uit die skrifte wat die geskrewe woord is. Die kerk is die gesin van God, deur hom as kinders aangeneem en sy lede leef op die grondslag van die nuwe verbond. Die kerk is die liggaam van Christus, 'n geloofgemeenskap waarvan Christus self die hoof is. Die kerk is die bruid, vir wie Christus gesterf het, sodat hy haar kan heilig en reinig. Met sy triomfanklike wederkoms sal hy haar as 'n heerlike kerk vir hom neem, die getrou is van al die eeue, wat met sy bloed gekoop is, en sonder vlek of rimpel, maar heilig en vlekkeloos is. Dis mooi.
Dis soos 'n geloofsbelijdenis, dis soos 'n public statement om te maak, dis mooi. Sonder vlek of rimpel. So die van ons wat nou begin plooie kry, holtes en voltes, sal verbygaan. Jesus, ons kom haal as ons weer glad soos 'n babietjie se boude. No problem. Geheilig, gereinig. Dis mooi. Die kerk se rotsfondasie. Ons het dit verlede week gepraat. Jesus is die hoeksteen. Jy sit 'n hoeksteen neer om rigting te gee, om standvastigheid te gee, om te sê hier begin ons, hierdie is die. Maar ons lees 'n baie interessante Ou Testamentiese verwysing na die rots. Ons het nou gesê van Moses wat die rots slaan. Daar is 3 geleenthede wat aangeteken is waar God vir Moses gebruik in 'n watersituasie. Die Israeliete trek deur die woestyn en dit gaan moeilik, hulle het nie water nie, dis 'n klomp mense, dis nie lekker nie, dis warm, en dan kom hulle by 'n oasis en dis beautiful. En dan drink hulle die water, maar dis bitter. En dan noem hulle dit Mara, onthou julle? Ja. En wat doen God? Hy sê vir Moses, weet wat, vat daai stuk hout en dan gooi hom daar in die water in. En toe hy die hout in die water ingooi, toe is hy water soet en almal het water gehad om te drink. Kommentaare sê dat die hout verwys na Christus se kruis, wat sê, dit is nie lekker nie, die water is bitter, en Jesus sê, maar die water wat ek jou gee, dit bring lewe. Jy sal nie weer dors wees nie. Dan is daar 'n tweede plek waar die Israeliete deurtrek en hulle raak oproerig. Daar's nie water nie. Dit is in 'n woestyn. En dan sê God, bring jou staf en slaan die rots. Dan slaan hy die rots en dis net water. Jippie. Maar hy slaan hom 1 keer. Want Jesus sterf net 1 keer. Daar's nie nog 'n keer nie. Daar's nie, dis God se plan, dis God se verwysing wat sê, ek gaan vir jou 1 keer water gee wat vir jou genoeg is forever. En dan kom ons by hierdie gedeelte in Numeri, weer eens, hulle trek deur die woestyn en hulle is nou al op pad terug na die beloofde land toe. Die ouens wat weet sê, dis omtrent 39 jaar wat hulle nou al in die woestyn is, so hulle het 'n paar maande voordat hulle teruggaan in die beloofde land. En toe gebeur hierdie een in Numeri 20, ek lees uit die 53 vertaling. En die Here het met Moses gespreek en gesê, neem die staf en laat die vergadering byeenkom. Nou, neem net kennis, daai neem die staf. Dit was God se opdrag die vorige keer. Vat jou staf en gaan slaan die klip. Nou sê hy vir hom, vat jou staf saam. Nou hoor nou, hoe lekker raak ek en jy en Moses. Okay, dit het laas so gewerk, dit gaan weer so werk. Hy luister nie verder nie. Hoor wat gebeur. God sê vir hom, jy en jou broer Aaron, en spreek julle die rots aan voor hulle oë. Praat met die rots voor die oë van die volk. Dan sal hy sy water gee. So moet jy dan vir hulle water uit die rots laat vloei en die vergadering en hulle vee laat drink. Hoor wat maak Moses. Toe neem Moses die staf voor die aangesig van die Here weg soos hy hom beveel het, en Moses en Aaron die vergadering voor die rots laat byeenkom, en hy het vir hulle gesê, hoor tog julle wederstrewiges. Hoor hy woord, hy het hom gewip. Hierdie ouens murmureer, hierdie ouens gee hom gas, hierdie ouens hulle is moeilik. Hy sê, okay, julle wil nou so wees, what you remove, hier kom hy. Moet ons vir julle water uit hierdie rots stap? Ons, ek en Aaron. Daarop tel Moses sy hand op en hy slaan die rots 2 maal met sy staf. En daar het baie water uitgekom sodat die vergadering gedrink het in hulle vee. Hoor hierdie hartseer woorde. Toe sê die Here vir Moses en Aaron, omdat julle in my nie geglo het om my voor die oë van die kinders van Israel te heilig nie, daarom sal julle hierdie vergadering nie in die land inbring wat ek aan julle gegee het nie. Wat het hier fout gegaan?
Hy moes gepraat het met die rots. Toe slaan hy die rots. 2 keer. Hy het hom gewip. Hy het vir God net so 'n bietjie gehelp. Hy sê vir die volk, okay, ek het nou Aaron, ag man, ons het hierdie al gedoen. Watch, hier kom 'n move. Jy sien, ek en jy, as die kinders van God, luister, en God doen goed in ons lewens, en dan dink ons, okay, hier's 'n standard operating procedure. Ons bid, en dan sê God, val nommer 1, gaan doen dit so. God doen dit elke keer niet. God verwag gehoorsaamheid. God verwag dat ek en jy vir hom die eer gaan gee. God verwag dat ek en jy nie uit ons eie krag gaan dit 'n move uithaal nie. En dit is so dat Aaron 'n maand of later oorlede is en Moses ook op die berg geklim het en hy kon die beloofde land sien, maar hy het nie ingegaan nie. Sad. Maar die verwysing van die rots die heeltyd deur na die rots wat Jesus is. Ons lees op 'n paar plekke in die Bybel nog van verskeie mense en verskeie skrifgedeeltes wat wys na Jesus as die rots. Dawid sê, by God is my heil en my eer, die rots van my sterkte, my toevlug is in God. Psalm 62, Petrus sê, dis 'n lewende steen, of jy's 'n lewende steen, wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is, hy verwys na Jesus. Paulus, niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. Paulus weer eens, hy sê, almal het dieselfde geestelike drank gedrink. Onthou julle? Ja? Want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Hy noem hom by die naam. Hy sê, daai rots wat ons almal van weet, van Moses, en dis Jesus, dis hy. En dan Jesus self wat sê, as Petrus antwoord, jy is Jesus, die seun van die lewende God, dan sê Jesus vir hom, Petrus, op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. So, ons hoef nou nie baie verder te debatteer dat Jesus is die rots van die kerk. Jesus is die hoeksteen van die kerk. Jesus is die fundament van die kerk. Die lewende water wat uit die tempel uitvloei, dis alles verwysend na die krag van God, die Heilige Gees wat gekom het. Ek en jy is in die kerk gebou op Christus. Wat beteken die woordjie kerk, die Bybelse betekenis vir die woordjie kerk? In Grieks, ekklesia. Ekklesia is om uit te roep tot samekoms. Dis soos die klokke wat lui. Hallo, kom. Almal wat die Here liefhet, kom. Kerk is 'n proclamation, dis 'n uitroep wat sê, hier is waar ons wil wees. Hier is waar God jou wil hê. So die woordjie kerk is nie sommer net, dit het 'n betekenis. In Hebreëus, kwahal, dit is 'n vergadering. Ons praat wara, nee, kwahal. Jy sien waar kry ek nou my wara, vandag af. Dis 'n kwahal, ons praat, dis 'n vergadering. Nou het ons baie keer en ons gaan nou daarby kom, maar baie keer het ons die idee en ons gaan daaroor praat, die strome in die kerk hoe het ons gekom by vandag. In die voortyd kon die mense nie lees nie. In die voortyd kon die algemene publiek, vrouens het nie skool toe gegaan nie, die bitter min mans kon lees, en dan as hulle in die kerk ingaan, in die vergadering ingaan, was dit nie 'n kwahal nie, dit was nie 'n vergadering nie, dit was 'n monoloog. Dit was een ou wat die boekrol oopgemaak het en hy het gepraat, die mense het nie saamgepraat nie, die mense het nie teruggepraat nie, die mense het nie vrae gevra nie. Dit was tot in ons tyd, nou die dag nog, was dit, ou dominee, jy praat nie terug nie. Die dominee het gepraat, daar voor hom was 'n bordjie, mooi, julle, dit is amazing. Daai bordjie wat sê, so spreek die Here, Here.
Kan jy dink wat se verantwoordelikheid is dit om voor 'n vergadering te staan en te sê, so sê die Here, Here. Maar wat 'n voorreg het ek en jy as kerk, as familie, wat jy kan kom op 'n Dinsdag by 'n klein groep en sê, Koos, wow, jy het die ding gesê, ek het 'n nota gemaak, pappa, jy kan nie verbykom nie. Kom ons gaan kyk die opname, jy het dit gesê, waar kry jy dit? Hoe? Dis 'n vergadering, dis nie een ou wat praat nie. Kerk is 'n groep gelowiges wat op 'n spesifieke plek en tyd byeenkom vir godsdienstoefening. Dit is so, die woord sê, waar twee meer bymekaar is hy daar. Maar om kerk te wees, het 'n spesifieke dissipline om te sê, kom ons gaan. Een keer 'n week, 2 keer 'n week, party mense op 9 uur, party mense 10 uur, maar kom ons gaan net, as kerk, gaan ons kerk toe. Die gebou sê die kerk is 'n plek van samekoms op 'n spesifieke tyd. Kerk is ook gelowiges wat in 'n sekere omgewing woon. Ons bly in Jeffreys Bay, dankie tog. Ons kom by mekaar. Hier is hoeveel kerke? In die ou tyd het die susterskerke het wyke gehad en Oosgemeente en Noordgemeente en Suidgemeente, Moedergemeente, wat. En as jy nou in Kerkstraat bly, al die gelyke nommers is in Suid, al die ongelyke nommers is in Noord. Onthou julle dit? Ja. Daar was struktuur. Daar is vandag nog struktuur. Mense wat in 'n sekere omgewing woon, is kerk. Ons is die liggaam van Christus. 'n Groep gelowiges wat in 'n huis bymekaar kom van 'n individu. Dit gaan nie oor waar jy bymekaar kom. Gaan nie oor die kerk nie, gaan nie of die plek nie, dit gaan nie oor die gebou nie, gaan nie oor die location nie, dit gaan oor kom net bymekaar. Dit wat ons doen op 'n Dinsdagoggend, Dinsdag aand met klein groepe, ek wil jou uitnooi, as jy in Jeffreys Bay bly, jy hoef nie 'n deel van of 'n lidmaat van Jabok bediening te wees nie. Jy is welkom, kom kuier saam, ons gesels 'n bietjie oor hierdie boodskap, ons gesels oor algemene vrae uit die woord uit, in mekaar se lewens, kom kuier saam, jy is baie welkom. So om in 'n huis by mekaar te kom, is nie 'n dwaalleer of 'n sekte of 'n wat nie, dis so. Wat maak jy byvoorbeeld as ons op 'n Sondag nie hier kan wees nie? Dan gaan ons huis toe en ons gaan daar onder in daai gat in en dis lekker, dis kerk wees. Kerk is ook 'n groep gemeentes in 'n bepaalde geografiese gebied. Wat 'n voorreg is dit om hier in Jeffreys Bay in 'n fraternal te wees met al die pastors en al die predikante wat wil. Kom ons een keer 'n maand by mekaar en ons drink 'n koppie koffie, ons kyk mekaar in die oë en sê, hoe gaan dit met jou? Waarmee kan ek jou help? Waarvoor kan ek vir jou bid? Een ou sal 'n boodskap bring en dis lekker, dit is kerk wees. Die kerk is ook, jy wat nou aanlyn is, die hele liggaam gelowiges deur die hele wêreld. Onthou julle Jesus se sending opdrag gaan na Jerusalem, Judea, Samaria, die uiteinde van die wêreld. Die kerk is 'n globale liggaam van Christus. Hy het verskillende dele en hy het verskillende dinge. Die doel van die kerk is om die gemeente van God te wees. Gemeenskap. Om intiem met mekaar te wees vir God. Nie vir rock and roll nie vir snaakse goed en wat. Dis nie verkeerd om pret te hê nie, dis nie verkeerd om lekker te gaan saam braai op die strand en hoe ook al wat, dit is deel van dit. Maar die gemeente, die gemeenskap van God, dis die doel van die kerk. Die doel is om 'n seën vir die nasies te wees deur God se liefde aan die wêreld te demonstreer. Ons hou aan om dit vir mekaar te sê, dat ek en jy is 'n spieël vir die wêreld, om te sê, kyk na my, ek is kerk, ek is 'n kind van God, ek is deel van 'n liggaam, ek is deel van 'n gemeente, ek is in 'n verantwoordbare verhouding met mense rondom my, ek wil jou betrek, ek wil jou help om dieselfde te kan beleef. Die kerk, God het hulle uitgeroep om die nasies in te bring. God het die kerk bedoel om te sê, wie wat, dat die mense wat van buite af inkyk, ten minste lyk of dit lekker is. Ons moet alweer kerk toe gaan. Ja, ek wonder watter liedjies gaan ons nou weer vandag so.
Hoe lank gaan hy nou aanhou met hierdie storie? Is dit pret om vir die wêreld daar buite te sê, kom saam man, dis lekker. Jy's weer daar waar ek groot geword het. Baie spesiale mense. Hulle het altyd gesê, kom net saam, het gaan 'n jol wees. Kwai. As jy vir iemand iets weld, daar, vir ons vandaan kom, dan sê hulle, het jy hom betaal? Nee, dit is 'n liefdestaak. Jy moet daarom vir hom 'n bottel gee. Onthou julle dit? Kom aan, moet nie so lyk of jy nou nie van daar af kom nie, jy ken daai storie. Kom, jy moet net van, is jy nog nie gespeen nie? Wat suig jy so aan 'n bottel? Maar dit is lekker om daar te bly man, jippie kan jy, dis 'n move. Maar ek en jy kom kerk toe, en nou is ons gespeen, en nou is dit nie meer 'n jol nie, maar dit raak lang gesig. Dis nie lekker om 'n kind van die Here te wees nie. Julle dit. Ja. Waar die fokus geskuif, want dit is 'n baie interessante storie dat die fokus van kerk weer skuif by die kruis van Jesus. In die Ou Testament was Israel as God se volk die kerk. Maar daai roeping, daai identiteit het verval by Jesus. Want jy sien die Jode van die dag en vandag nog, die ortodokse Jode, hulle het nooit vir Jesus aanvaar as redder nie. Hulle leef in 'n ou verbond onder die wet met God en dit was die kerk. Maar toe Jesus kom, toe sê hy, weet wat, julle wat nou glo, julle gelowiges in Christus is nou God se kinders en Jesus se liggaam. Daar kom 'n skuif in die fokus van kerk wees. Van onder die wet wees, gehoorsaam, na onder die verbond wees, onder die genade wees, gehoorsaam, uit dankbaarheid. Dis 'n klemverskywing wat gebeur. So ek en jy moet oppas, laat ons nie teruggaan rondom die wet, en rondom allerlei rituele en dinge en wat. En dis nie 'n nuwe ding nie, ons hoor nou vandag, dat mense sê, ja maar, jy moet nou dit, en ja maar jy moet nou so, en nee, gaan lees Galasiërs, die hele boek van Galasiërs. Paulus skryf daar vir hulle, sê, hoekom wil jy teruggaan, jy verstaan nie genade nie, hoekom wil jy teruggaan, hoekom wil jy jou weer laat besny, Jesus het jou hart besny, die rest, dis nou klaar, dis nou gedoen, jy hoef nie, en ek wil jou 'n brief gee, as jy die boek van Galasiërs lees, en jy kom daar by Galasiërs 4, en jy lees dit met 'n oop hart en 'n oop gemoed, gaan die Gees van die Here vir jou sê, laat staan sulke dinge, laat staan, jy's onder die genade, dis nou klaar. So daai klemverskywing in kerk wees, moet ons lekker verstaan. Ons het van 'n volkskerk, die Jode, na 'n sendingkerk geskuif in Matteus 28. Ek en jy kom uit die wet na gehoorsaamheid, na genade, na liefde, na aanvaarding, na menswees, na lekkerte. Nou is daar ook 'n interessante statement wat gemaak word, dat die kerk is sigbaar daar buite. Ons het nou nog gesê, hier is 'n straat hierbo, Dolly Warden is daai straat se naam, ek het dit oorvertel. Dolly Warden is mos nou daai speelkassie met die goetertjies in die gordyntjies. Dit was 'n mode op 'n stadium, onthou julle. Hier's 'n straat hierso, Dolly Warden. Ek dink daar is so iets soos 11 kerke, so. As jy daar verby ry, dan sê mens, daar's Kerkstraat. Daar's die kerk. Dit is sigbaar. Mense sien dit. Maar dit is sigbaar omdat ek en jy as 'n liggaam opereer. Ons is sigbaar vir mense. Mense kom verby. Ons het 'n splinternuwe intrekker daar by ons reg oor ons uit die huis gekoop, wat.
Die eerste dag, die eerste keer toe ons mekaar sien, ek sê, vanmôre my naam is Koos, hy sê, hallo, is jy die pastoor? So my storie loop my vooruit. Maak hulle die mense bang met my? Jy moet nou weet, jou pa kom 5 uur huis toe, né? Die pastoor kyk vir jou. Maar ons is sigbaar. Mense weet van jou. Mense weet, jy's nie meer by daai gemeente waar jy was nie. Al was jy 10 jaar laas daar. Mense weet, jy's nou een van daai. Daar met die blou stoele, né? Want ons is 'n liggaam en we are connected. Onthou julle daai liedjie wat gesê het van your hip bone is connected to your thigh bone to your what, daai ding. Jy moet dit oorvertel. Ek loop nou die dag, gaan koop ek 'n stukkie gereedskap, 'n boorpunt. En ek het plakkies aan soos wat mense doen hier in Jeffreys Bay, jy dra plakkies. En ek staan daar en ek warre daar met die vrou by die kassier, soos wat ook mense dit moet doen, jy moet connect, jy moet praat. En ek praat, en daai pakkie gaan oop. En soos dit wil, ding, so, val hy met die skerp punt op my sagte voetjie, net so. Dwars deur, aan die kant, nee, daarom nie. Ek sê vir haar, dit is vir my verskriklik seer. Sy hang so oor die toonbank, meneer 'n pleister hê, ek sê nee, dis alright. Jy kan nie glo, daai ding het so 'n klein blou kolletjie gemaak, so op, en daar het reg bloed uitgekom. Maar kan jy dink, daai klein gaatjie, as ek my toon so maak, dan trek my wond so oop. As jy seer kry, stamp bietjie jou toon, dan groet jy iemand met die hand, dan voel jy op in jou toon. Julle, dit is dit net ek wat 'n sussie is? Jou liggaam, ons is 'n liggaam. Ek en jy, die sigbare kerk, het die verantwoordelikheid om te besef dat Christus die hoof van hierdie liggaam. As ek en jy daar in die straat loop en 'n boorpunt val op jou toon, die geluide wat jy maak, dit reflekteer nie Jabok bediening nie, dit reflekteer liewe Jesus in jou hart. Jy sien, ek en jy as die kerk moet hierdie eenvoudige ou babbietjie goetertjies bymekaar maak in ons kop om te sê, ek sien jou, jy's 'n beeld van Christus. Ek het dit al gesê, in Sotho en Tswana, sê die mense, Baushubile Batu, kyk al die mense, maar hulle draai hom om en dan sê hulle Batu Baushubile. Die mense kyk vir jou. Christus is wat ons veronderstel is om uit te dra. Ons het geestelike gawes om te dien. Het jy al by 'n ou tannie gestop en haar gehelp om die wiel om te draai, om te ruil op wiel? Of sommer net, whatever. Jy weet wat gebeur. Mense sien jou want ons is 'n kerk wat sigbaar is. Dis amazing. Hoeveel keer wat jy vir iemand iets doen, wat jy vir iemand net 'n liefdesdaad, wat mense vir jou sê, die Here seën jou. Hy weet nie wie jy nie, hy weet nie waar kom jy vandaan nie, maar hy sien dit, hy sien liefde. Liefde is sigbaar, die kerk is 'n tempel. Ons moet tog nou nie die kerk onthou, ons het nou baie gesê die kerk, die gebou nie, die plek van samekoms. Jou liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Is die kerk heilig? Ja. Want God sê, Jesus is besig om sy bruid te heilig en te reinig, hy gaan jou kom haal. Ek en jy moet heilig wees. Ja, maar jy moet nou nie vir jou so heilig hou nie, nê? Ons moet maar. Ons moet maar. Paulus waag dit om te sê, kyk na my, dan doen jy wat ek doen. Wow. Kan ek en jy dit sê? Kan ek en jy dit waag? Om vir mense te sê, wie wat, kom ek en jy is 'n tempel van God en die kerk is heilig, ek is heilig. Maak ons foute natuurlik.
Maar ons is geheilig deur die bloed van Christus. En dan laastens, die kerk is die bruid. Is jy getroud met Christus, of is jy in 'n buiteegtelike verhouding met die kerk? Koos, nou wie weer daar gaan? Ja, ek wil. Ja, ek sal maar sien hoe lyk jy weer. Julle man en vrou, net daar wie julle is, jy daar aanlyn. Jy is nie in 'n verhouding met jou vrou of met jou man wanneer dit jou pas nie. Jy is nie in 'n verhouding met mense wat rondom jou is wanneer dit vir jou gemaklik is nie. Jy is nie in 'n verhouding met God en met die kerk wanneer dit jy so voel. Ek sal nou maar sien hoe voel ek weet nog nie regtig nie. Ek het soveel agting vir mense wat in hierdie saal sit vanmôre en ek kyk vir jou. Wat 'n weggaan naweek beplan rondom die kerk. Wat 'n wegbreek in die midweek sê, hoorie, ons sal ry Dinsdag na die klein groep, ons wil net eers gou daar wees. En ek is nie op 'n guilt trip nie, ek sê nie jy moet nou skuldig voel nie, maar as jy skuldig voel, prys die Here. Jy kan nie net gaan en kom wanneer jy wil nie, want jy is God se, Jesus se bruid. We are supposed to be one. Maar dan ook interessant, daar's 'n onsigbare kerk. 'n Onsigbare kerk, iets wat jy nie kan kwantifiseer nie, iets wat jy nie kan sê, maar so lyk hy. So, en dit is geloof. Hoe lyk geloof? Hebreërs 11, geloof is om te sien asof dit bestaan. Maar ek en jy het 'n geloof in 'n konsep, in 'n waarheid, in 'n Bybelse uitspraak wat sê daar woon God tussen sy volk in die kerk. Kan jy dit bewys? Kan jy dit vir mense wys? Nee. Maar ek wil nou vir jou sê vanmôre, as jy kyk na die ou langs jou, voor jou, agter jou, daar sit Jesus langs jou. Daar sit hy. Ja, maar Koos, jy weet, daai ou, jy ken nie sy storie nie, prys die Here. God ken sy storie en hy sê, ek het jou naam geskryf in die boek van die lewe die dag toe jy tot wedergeboorte gekom het, jy's okay, jy is die kerk. Dis geloof. Geloof is, dis uit Sion wat die verlossing kom. Hoe bedoel meneer dan nou? Dis net 'n geloofding. Ons praat baie daaroor, kinders wat vra. Kinders wat sê maar, was die hoender of die eier eerste, daai tipe goed. Hoe weet jy? Hoe weet jy? Jy weet nie. Wat ons wel weet, is dat ons verlossing kom uit Sion. Kom uit God se troonkamer. Dit is die onsigbare kerk. Dis daardie stad wat bestem was om die vreugde van die hele aarde te wees. Hoe lyk vreugde? Vreugde is baie keer sigbaar, maar vreugde is ook baie keer vrede. Be still and know that I'm God. Onsigbare kerk. Maar ons het 'n burgerskap in die hemel. Filippense sê so. Wat beteken dit, Koos? Waar is jou ID? Waar is jou paspoort? Die burgerskap. In Suid-Afrika het jy 'n ID en jy het 'n paspoort en hoe werk die hemelse? Moenie worry nie. Jesus sê is reg, ek ken jou, jy's daar. Dis 'n geloofsaak. Ons kan dit nie vir mense wys nie, maar ons is kerk. En kerk onsigbaar is na die Gees gebore. En ons geniet die vryheid waarmee Christus ons bevry het. Wys my jou vryheid. Jou vryheid lê in gehoorsaamheid. Jou vryheid lê in submission onder gesag. Jou vryheid lê in, maar dis onsigbare goed. Dis nie iets wat jy vir 'n ou kan sê, hier's 'n lys van 10 goed. Nee, dit werk nie so nie. Liefde, Galasiërs 5, onsigbare kerk, die geloof wat deur liefde werk, gee vir ons burgerskap. Hoe lyk liefde? Wys vir my jou liefde. Gee jou drukkie. Ja, maar dis nie my liefdestaal nie. Okay, geskenk. Dis ook nie my liefdestaal nie. Kan ek vir jou mooi woorde sê? Dis ook nie my liefdestaal nie. Wys vir my liefde. Moenie my storieetjies maak, wys vir my liefde. Dan sê jy, okay, sit net daar, ek gaan hier by jou sit. Ons het dit al hoeveel keer vir mekaar gesê, dat jy kom op 'n toneel waar mense iemand aan die dood afgestaan het en dan sê jy, ouma, ek sal liewer nie gaan nie want ek weet nie wat om te sê nie.
Dit is die beste liefde wat jy kan hê, zip jou lip en sit net daar. Daar's 'n storie van 'n seentjie wat by sy maatjie speel langs aan sy se dogtertjie. In die dae toe hulle nog straatligte gehad het. Toe was die reël in die huis dat as die straatligte aangaan, moet jy by die huis wees. Ons ken daai storie, né? Ja. Toe gaan speel Jannie daar by Sunny en hulle jol en die pa kom by die huis, die ligte gaan aan en dit is. En hier kom Jannie aan en sy gesig is rooi gehuil en sy pa sê vir hom, "Wat is jou probleem?" Hy sê, "Nee, ek het daar 'n bietjie saam daar gespeel en sy het 'n nuwe pop, so een wat kan so maak." "Ja, hoekom speel jy met 'n pop?" "Nee, dis maar vir my oulik geweest." Toe kyk ek en toe ek weer sien, toe breek die kop af. Die pa sê, "Ja, toe probeer jy seker die kop terugsit, nê?" Nee. Toe sê nee, toe sit ek maar 'n bietjie en huil saam met haar oor haar gebreekte pop. Hoe wys jy liefde? Hoe wys jy liefde vir mense? Daar's 'n sigbare kerk, daar's 'n onsigbare kerk. Maar die kerk is 'n gesin. Ons het dit verlede week vir mekaar gesê, jy's ingemessel, jy's ingebou of jy's 'n teel wat aangeplak is met no more nails. Boem, daar sit jy. Is jy deel van 'n gesin of bly jy in 'n kaja daar agter in die hoek? Hoe jy's op die erf. Jy werk baie keer in die tuin, jy help 'n bietjie skottelgoed was, jy's daar, maar jy's nie deel van die gesin nie. Nie regtig nie. Ja, maar hoe weet 'n ou nou jy's deel van die gesin? Ons is almal wedergebore volgelinge van Christus. Prys die Here. Ja, maar Koos, wat nou van die ou wat daar inkom wat nou nie gered is nie? Hebreërs 11 geloof is om te glo, hy's op pad, hy's deel van die gesin. Hy gaan sommer nou gaan hy die gesin word. Ons is huisgenote van God, julle Efesiërs 2. Julle geweet die huisgenoot, daai boek wat ons koop, wat ons lees, bestaan hy nog? Ons het hom baie lanklaas gesien, ek weet nie. Maar daai nee, ons weet waarvan ons praat. Hy het blokkies raaisels in en hy het op 'n stadium die grappies gehad en al daai goed. Die huisgenoot se teken gehoor word geskryf vir mense rondom die ouderdom omtrent 13. Dis die huisgenoot. Jy het dit geweet, nou weet jy. As ek en jy huisgenote van God is, dan word die skrif vir ons waar om te sê, tensy jy soos 'n kind word, gaan hierdie goed vir jou moeilik raak. It's amazing, nee. Dat ons die wêreld se huisgenoot 'n boek kan vat en te sê, ons is huisgenote van God, ons is kinders van God. Ons lees sy woord, ons vat sy instruksies, ons lees sy grappies, ons lees sy alles vanuit 'n 13-jarige. Hoekom 13? Jy is toerekeningsvatbaar, maar jy is nog onskuldig. Veronderstel om te wees. Deesdae is 'n 13-jarige so slimmer as ek. Dis nie moeilik nie, daar's baie mense wat slimmer as ek is, maar ja, ons is huisgenote van die geloof. Kinderlike geloof. Ons is die kerk as 'n gesin. Ons het die voorreg om God aan te spreek as Vader. Galasiërs 4. Kyk wat 'n liefde die Vader bewys het dat ons sy kinders mag wees. Wow. Gaan jy kerk toe? Ja, hoekom? Ek het die voorreg om God Vader te noem. Okay. Ons is broers en susters vir mekaar. Daar's 'n hartseer ding wat rondhardloop in die social media oor die kerkraad se brief aan die lidmaat. Wat sê jy moet beter terugkom kerk toe of ons gaan vir jou skors. Dis min of meer die strekking van die brief. En dan daaronder jou biddende broers. Ons moet bid vir mekaar, ons moet mekaar caution, ons moet mekaar aanmoedig, ons moet mekaar alles. Maar as iemand vir jou sê, weet wat, jy's die broer wat ek nog nooit gehad het nie. Besef jy wat dit beteken? Besef jy van bloedbroers, besef jy van geloof broers en susters?
Besef jy wat jy beteken vir mense rondom jou? Dis die voorreg wat ons het om te sê ons is kerk. Jy's my broer, jy's my suster, wow. Ons is God se geliefde kinders, sê hy. Die dag toe Johannes die Doper vir Jesus doop, toe sê God, my geliefde seun, in wie ek welbehaag. Hy sê dit vir jou, jy's my geliefde kinders. Jy kan dit gaan lees, 1 Korintiërs 4, Efesiërs 5. Ons is 'n gesin, ons het gemeenskap met die evangelie, met die waarheid, met die woord. Ons is 'n gesin in gemeenskap met Vader, Seun, Heilige Gees. Ons is 'n gemeenskap met medegevolgelinge. Ons loop saam. Ons sê vir mekaar, kom, jy raak moeg, ek sien. Julle al gesê, hierdie parkrun ding, nee, jy is gevaarlik. Ons gaan doen daar, parkrun, hallo. Nou moet ek, maar jy mag daarom net stap, okay. Maar ek word moeg, man, van stappery. Daar op 'n stadium, toe ons moet klaar gestap het, sê ek vir hulle, Jesus, ek het nou 'n interessante ding beleef. Ek het 'n ou daar ontmoet wat ek jare terug geken het. Ja, ons het lekker gepraat, man. Goeters. Ek vertel dit vir my pelle op die reuniegroep van 50 jaar reunie, daai dinge, nee. Hier sê die ander ou, hey, maar met wie het jy gepraat? Ek sê so, hy sê nee man, daai ou is lankal dood. Dis hoe moeg ek word by die parkrun. Ek sien gesigte, ek hallusineer. Julle, ons is in gemeenskap met medegelowiges. As jou broer begin hallusineer en snaakse goed praat, dan klap jy hom nie in sy koppie, jy vat hom en so, jy sê vir hom, maar doe my kindjie, saggies, herstel net van jou ongesteldheid. Ons is 'n gesin wat omgee. Wow, dankie vir julle. Ek sê dit vanmôre, dankie, jy aanlyn, jy weet wie jy is. Dankie vir julle hier, wat bel en sê, hoorie, ek worry oor daai ou. En dis die geestelike kinders. Dis mense wat omgee vir mekaar. Mense wat hier kom en sê, ek was verlede week in die kerk en toe bel 2 ouens my. Het jy hulle gesê om te bel? Nee, ek het hulle nie gesê nie, hulle het self gebel. Dankie. Dankie dat julle dit verstaan. Ons is 'n gesin waar ons mekaar. Ons gaan weer eendag oor mekaar praat. Talente en gawes ontwikkel. Ons gee mekaar die geleentheid en die ruimte om te sê, wil jy dit doen? Go for it, man, ek gee jou help. Kom ons gaan. Groei vind plaas. Dis wragtig alweer die einde van die jaar. Ek het nog nie eers tyd gehad om gewig te verloor nie. Ons groei in hierdie plek, broer. Dis nie die groei waarvan ons praat nie. Dink vir jouself, waar was jy 6 maande terug? Waar was jy 2 jaar terug? Waar was jy 10 jaar terug? Deur die genade van die Here, as jy in 'n kerk is, dan groei ons in ons verhouding met God en mense. Mense vind vervulling. Wat is dit? Dit beteken jy het 'n purpose. Dit beteken jy kan in die oggend opstaan en sê, vandag gaan ek dit, dat en die ander doen, omdat ek deel is van 'n kerk, omdat ek deel is van 'n liggaam, omdat ons word verantwoordelik en aanspreeklik gehou, ons is lojaal en eendragtig. Eendragtig is 'n moeilike woord, 'n groot woord. Ons stem nie oor alles saam nie, maar die breë spektrum is daar wat sê, hoorie, dis ons doel, ons is kerk, ons is liggaam van God. Ek is besig om klaar te maak. Die kerk is 'n pilaar en 'n grondslag van die waarheid, Matteus 5, vanaf vers 13 tot 15. Ek gaan hom vir jou lees daar. Ek wil hê jy moet hom saam met my mooi lees. Is Matteus nie daar nie? Ek dink hy is op die slide, hy is nie op die nota nie. Gaan net nog enetjie. Daar sê hy. Hoor wat sê Matteus 5 vanaf vers 13. Julle, dis ek en jy, die kerk, is vir die aarde so sout en kos. Maar as die sout nie meer so sout smaak nie, dan kan niemand dit weer so sout laat smaak nie. Daardie sout beteken niks. Mense gooi dit buite weg en hulle trap daarop. Julle is vir die wêreld soos lig wat skyn.
As 'n stad bo op 'n berg lê, dan kan al die mense die stad sien. So steek 'n mens ook nie 'n lamp op en maak dit toe met 'n emmer nie. Nee, 'n mens sit 'n lamp op die lampstander en die lig skyn sodat almal in die huis kan sien. 'n Lig vir die wêreld. Volg julle die nuus en al die kommissies en die goeters en die wat. Dis bad, nee, sleg. Maar jy al iemand gekry, ek het nou die dag so ou gekry. Kom sit hy by my en hy sê, daai liggie daar so. Is nie noodwendig net 'n trein nie, daar is 'n lig in die tonnel. Wow, prys die Here. Ek wil huil as ek dit sê, julle. Daar is mense rondom ons in hierdie gebou vanmôre, jy aanlyn, wat weet en besef, ek en jy is die lig van die wêreld, ons hoef nie so negatief te wees nie. Jy mag smile. Dis hartverskeurend, dit is bad. Om 'n polisiegeneraal te sien wat uitmekaar uitgetrek word en die volgende polisiegeneraal wat homself uittrek. Dis sad, maar daar's eerlike polismanne daar buite wat nog verstaan van servamus et servimus. Ek is hier vir jou. To protect and to serve. Mense, ek en jy is die lig vir die wêreld. Ons is 'n stad bo op 'n berg. Jy al agtergekom, daai neef van jou in die Kalahari, hy's willer as die wildtuin, pappa. Hy loop kaalvoet, hy trap 'n 6-duim spyker laat hy skeef kyk. Maar as die pop of die fan stryk, dan bel hy vir wie? Hy bel vir jou. Jou buurman, jou maatjie, jou wie ook al. Wow, man, as iets fout gaan, vir wie bel hy? Hy bel die kerk. Hy bel vir jou. En dan is ek en jy die sout van die aarde. Moenie Aromat wees nie. Dis ongesond, sorry Aromat. Maar as jy daai botteltjie gaan lees, daar's bad goed daar binne. Dis nagemaakte sout. Jy's soos 'n teelt teen die muur geplak. Jy's 'n bywoner, jy's nie deel van die familie, van die gesin nie. Jy's veronderstel om sout te wees. Plain en simpel stryd sout. So werk hy. Nie braai resepte en watta nie. Sout van die aarde. Ek en jy is deel van God se army. Wou ons sê dit maklik vir mekaar. God se army is die enigste plek waar die army die soldate mekaar skiet. Ja. Ons sê dit en dit is so. Maar ek en jy hoef nie te skiet nie. 'n Army se sterkte lê nie in hoeveel gunne het hulle en wat se ammunisie het hulle nie. Army se sterkte lê in hulle submission onder gesag. 'n Army se sterkte bly by die plan. Julle ouens wat in die weermag was en die polisie was en wat, vuur in beweging, onthou julle dit. Dan doen jy dit nou op 'n stadium, jy lê so 2 lyne, so gehaak en toon, so nee. Dan lê jy, dan skiet daai voorste manne, dan hardloop die agterstes, dan gelê jy nou voor. Maar jy moet jou lyn hou, broer, want daai manne skiet met regte gunne. Jy moet nou daar vir jou verspot hou en dink, maar ek wil nie nou nommer 3 wees, ek wil nou nommer 5 wees. Dan verander jy kanale so, Jy gaan 'n lood onder jou voet of iewers hier in die agterkant in jou anatomie kry. God se army veg, ek en jy, vanuit oorwinning, nie vir oorwinning nie. As die kerk kan ek en jy sê, ek buig my knie, ek buig my kop, in gehoorsaamheid en afhanklikheid van die gesag van God. Deur Jesus as ons redder,
as ons saligmaker, kan ek en jy uitkom by die punt waar ons sê, maar die doel van kerk is 'n gemeenskap van gelowiges wat Jesus Christus as Here en Verlosser bely. Mag dit vir jou waar word. Kom ons bid saam. Vader, dankie. Dankie Here dat U 'n plan gehad het en steeds het, van dag 1 af. Om te sê, ek wil mense maak na my beeld, sodat ons in verhouding kan bly. Sodat ons 'n verhouding kan leef, sodat hulle met mekaar kan leef, sodat ons mekaar kan geniet. Ons verhouding met U, as ons Vader, as ons Jesus as ons redder, as ons leier, die Heilige Gees as ons trooster, as ons leermeester. Wat 'n voorreg, Here, om saam met 'n groep vriende, saam met 'n familie, saam met 'n gesin vanmôre in hierdie gebou te sit en te sê, Here, ons is hier, ek en my huis, ons gaan die Here dien. Wat 'n voorreg, dankie vir dit. Dankie in Jesus se naam, dat ek kan bid vir elke persoon, selfs die mense aanlyn, daar waar hy is in die wêreld. Here, dat U vir hom 'n geloofgemeenskap sal gee, wat vir hom gaan dra, wat vir hom gaan ondersteun, wat vir hom gaan help, wat vir hom gaan aanmoedig, wat vir hom gaan beskerm. Dankie Here, dat U dit bedoel het, dat ons as kerk U familie is, U gesin is. Ons eer U, ons dankie daarvoor. In Jesus se naam, dankie. Amen. Amen. Ons gee jou groet aanlyner, daar wie jy is. Be blessed. Kyk mooi na jouself, dankie. Dankie vir jou ondersteuning, jou boodskappe, jou terugvoer, jou waardeer jou. Bid vir ons en praat saam. Mag die Here jou seën. Vrede, ons gaan luister na daai liedjie wat sê ek en my huis, ons gaan die Here dien. Die link is op die Facebook post, gaan kyk hom en maak daai verklaring daar wie jy is. Vrede vir jou.